ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 475. Ek is professor Hannes Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die Legkaart Studiegids Bybels. Daar's 3 van hulle, boek 1, boek 2, boek 3. Die eerste een is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is van Efese tot by die boek Hebreërs, 10 boeke tussenin. Is almal beskikbaar, dis al 4 boeke, 500 bladsye dik in kleur. Ek het ook 'n pakket, waar as jy die 3 boeke gelyk koop, kan jy 'n 4de boek totaal gratis kry. Alles posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postings of Postnet, en ons kry ook die boeke in Namibië. Sal van julle Namibiërs belangstel. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. 0722 367 124. Of my webtuiste https://yafashua.co.za. Soos jy kan sien hierbo. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is so verskriklik welkom as nuwe mense. Uiters belangrik, gaan na deel 1 begin voor u die reeks magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, subscribe, sodat u die kennisgewing kan kry van al ons boodskappe. En u sien die boodskappe is besig om deur te kom, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe, maandag tot Vrydag, vir broer, wat sy naam, broer David, en, kan jy nou glo? Nou vergeet ek sy naam vir 'n oomblik. Ek sou seker maar 'n teken van die ouderdom. Ek sal net nou opkom. Vir hom baie dankie sê, vir die TikToks wat hy opsit, mag Jaffa hom bo natuurlik seën. Kan nie glo nou, vergeet nie ek die man se naam, sommer ek het nie op hier is op die notas of iets het nie. Broer Oliver, broer David, en ons sal as ek op sy naam kom, gaan ons sommer 2 keer noem. Dis uiters noodsaaklik as jy subscribe, stuur die kontak vir jou vriende, kennis, hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy 'n skryfblok, pen en papier byderhand het, en ten minste 33 by. Broer Rudy Venter. Ag, is maar 'n sign of the old time, né? Broer Rudy Venter, broer Rudy, sorry my maat, ek het net jou geslip. Ja, as julle ook soveel honderde goed het om te dink, dan kan nou seker maar iets kort kom. Kom ons bid saam. Vader, Jaffa, dis 'n voorreg om op hierdie Vrydagoggend by mekaar te kom in die teenwoordigheid, want die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Ons wil sê baie, baie dankie. Dat ons die reg het om in die teenwoordigheid te kan kom van die allerhoogste skepper van hemel en aarde, en u seun Yafashua. Baie dankie vir die Ruach HaKodesh wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. En dankie dat daar in ons gees 'n verwagting is, 'n opgewondenheid oor wat u in die woord vir ons doen. Hoe u ons leer en hoe u ons onderrig en hoe u ons voed met die manna van die lewe, die brood van die lewe en uit die fontein van ewig lewende waters. Seën ons in hierdie môre, Vader, en laat die salwing van die Ruach HaKodesh net oor ons oorvloedig wees, oor elkeen wat krank is, elkeen wat 'n probleem het, Vader, in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, elke jaar vir sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 24. Ons kyk na die beeldspraak. Ons het nooit die goed verstaan nie, want ons het nie geweet om die beeldspraak te lees nie. Hebreërs 1 vers 7. Maak jou sitplek gordel vas. En van die ander engele sê hy praat by die engele,
die ander engele, nie van die seun nie, die gegenereerde seun nie. En van die ander engel sê hy, Jahwe die Almagtige, wel, hy wat sy boodskappers winde maak. So wat doen Jahwe? Hy spreek hulle. Die engele is wat? Boodskappers, hulle soos winde. Now you see me, now you don't. Daarom is daar 'n bediening van engele. Ek glo totaal in die bediening van engele. Want daarom sê die Satan vir Jahwe, toe hy op die berg staan, spring van die berg af en vra Vader dat hy moet sy engele aangaande u bevel gee om u op die hande te dra, dat u nie u voet teen die klip stamp nie. Ek glo daar's engele. Die ou mense het altyd gepraat van guardian angels, bewaar engele. Ek glo daar's engele wat Jahwe stuur. En ek bid, dis deel van my gebed as ek in my stilte tyd bid, plaas vir ons engele uit met sware van vuur om ons in die dag op te pas. Ook as ons ry, ons sal nie ry vir ons nie gebid het nie. Plaas vir ons engele met sware van vuur om ons op te pas. Eendag sal ek 'n reeks maak, 'n kort boodskapreeks maak oor engele. En van die ander engele sê hy, dis Jahwe die Almagtige, wel, hy wat sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars, dis die engele, vuurvlamme. Daar's hy. Wat het hy gedoen toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgedryf het? Wat het hy daar gesit? Engele, of gerubs met swaarde van vuur. Daar sê die woord dit. En hy wat sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars, dis die boodskappers, dis die engele, vuurvlamme. Maar, kyk hoe lig hy nou die seun uit. Ja, hier praat hy van die algemene werk van die engele, maar van die gegenereerde seun. Hoor wat sê hy nou van hom? Hy wat 'n gewone engel was, maar van die gegenereerde seun. U troon, o Elohim. Wat beteken Elohim in die 33? God. Nou praat die Vader. Hy het nou net verwys na die ander engele is boodskappers en vuurvlamme, maar van die seun, die gegenereerde seun. U troon, o Elohim, of God, is tot in alle ewigheid. Dis nie net vir 'n tydjie nie. So wat het die seun? Hy het 'n troon. Hy het 'n troon. Kan u onthou dat Lucifer toe in die hemel was ook 'n troon gehad het? Toe was hierdie engel maar net 'n gewone engel gewees. Een wat nie onder die mag van Satan of Lucifer, die môrester wou dien nie, maar van die seun, die gegenereerde seun. U troon, o Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter of regering van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Nou wat is dit? Wat na die oordeel van Jahwe as die koning van die konings verwys. Het jy gesien wat hy sê? Het hy 'n scepter, maar van die gegenereerde seun. U troon, o Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter, wat is die scepter? Is die staf, of die regering van u koninkryk, is 'n regverdige scepter. Ek is so bly. Ek is vanoggend deel van hierdie koninkryk van Jahwe. Halleluja. Vers 9. U maak nou jou sitplek gordel vas. U, hierdie verhewe engel, het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Wat het hy nou net gesê? U, hierdie gegenereerde engel, hy wat
nou 'n Elohim genoem word. Hy wat die seun van Jaffa is. Hy wat nou 'n vader het. Die ander engele het nie een vader nie. Hulle is 4 vlamme en boodskappers. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. So hy het sonde gehaat. Wanneer het hy dit gehaat? Kyk my vingers. Wanneer Lucifer hom nader om by hom, Lucifer om hom te volg, wat bewys dat hy, dis hierdie engel, ook net 'n gewone engel was, het hy, hierdie spesifieke engel, hom, dis Lucifer, nie gevolg nie. En Jaffa die Almagtige het dit onthou. En daarom gebruik Jaffa dan hierdie engel om sy engel te wees, want hy sê, en die engel van Jaffa het Jakob besoek en met hom geworstel. Om later op die sy geslaan, dat hy mank was. Koning Dawid skryf aanhoudend van die engel van Jaffa. Koning Salomo skryf van die engel van Jaffa. Wie is dit? Dis voordat hy gegenereer was, voordat hy die seun geword het, voordat hy 'n Elohim of 'n God geword het. Ek gaan hierdie gedeelte weer lees. Vers 9. U, hierdie verhewe engel, het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. U verstaan dit nou alles. Wanneer Lucifer hom genader het om hom te volg, wat bewys dat hy hierdie engel ook net 'n gewone engel was, het hy hierdie spesifieke engel, hom, Lucifer, nie gevolg nie, maar Jaffa, die Almagtige, het dit onthou. Nou skryf die Bybel verder. Daarom het o Elohim, en die 33 God, daarom het o Elohim, dis Jaffa, Elohim, dis Jaffa, hier's 2 Elohims. Daarom het, nou die 33 sê, daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie. Ai. Daarom het o God, u God. Kom ons so dadelik sien, die seun kry 'n goddelike status. Ek gebruik nou net die woord om dit maklik verduidelikbaar te maak. Daarom het o Elohim, u gesalf met vreugdeolie, so hy het hom gegenereer. U gesalf met vreugdeolie, wat beeldspraak is vir die krag van die heerlikheid, bo u metgeselle. Wat staan daar? Daarom het o Elohim, u met vreugdeolie gesalf, bo u metgeselle. Wie is hierdie metgeselle? Dis die ander engele in die hemele. Anders kan ek ook nie gewone Afrikaans lees en verstaan nie. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? Nou gaan ek hom aan mekaar lees. U het geregtigheid, hierdie verhewe engel, het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Ek lees hom sonder die ander stukke tussenin. Daarom het u Elohim, daarom het u o Elohim, u met vreugdeolie gesalf, bo u metgeselle. Jy moet net hierdie vat en opbreek in stukkies en sê, wie is die Elohim? Wie is die o Elohim, Elohim? Vreugdeolie, wat is vreugdeolie? Metgeselle, wie was die metgeselle? Die ander engele. Hy het hom gesalf en hom verhoog en hom verhewe. Onthou die HAT woordeboek. Hy het hom verhewe. Hy het hom gegenereer. Hy het hom beslaan. Nou is hy 'n Elohim. Hy is die seun van die skepper van hemel en aarde. Hy was dit nie gewees nie. Hy het dit geword. En wanneer ek Johannes 1 lees, in die begin was die woord en die woord was by Jaffa en die woord was Jaffa. En die woord het vlees geword en onder ons heerlikheid kom woon, soos van 'n eersgeborene.
Hy was in die verstand, Hebreërs 1 vers 2. Hy was die afdruksel, die afskynsel, die heerlikheid, die blauwdruk van die Vader gewees. Alles hier. Vader het alles gesien, voordat hy die Seun gegenereer het. En die Seun het niks geskep nie. Nie een ding nie. Die eerste keer waar die Seun by is om te skep, is in Genesis 1 vers 26 tot 29. Genesis 1 vers 26, 9 sê, kom laat ons mense maak. Jahwe sê, kom laat ons mense maak, na ons beeld. Na die beeld van Jahwe het hy hom gemaak, man en vrou, en gesalf en geseën, sê Adam en Eva nie. Kom laat ons mense maak. Wie is die ons? Dis die lig wat hy geskep het in Genesis 1 vers 3. Dis die hele lig waaroor ons gepraat het. Die kom nog 'n groot verrassing. Ons is nie klaar nie. Jy gaan nog 'n skok of 2 kry. So wat gebeur hierso? Hy, in Genesis 1 vers 3, het hy die lig gespreek om die duisternis te verdryf. En in Genesis 1 vers 26, 29, kom laat ons mense maak. Wie is die ons? Het is sy Seun, die ander iemand Elohim. Kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons heerlikheid. Man en vrou het hulle geskape, en vir hulle geseën en gesê, en hy het hulle gesalf en gesê, vermeerder en vul die aarde. Gaan kyk na die skrifte. Vat weer Johannes 1 vers 1. Nou wil ek hê, jy moet vir huiswerk. Vat jy op die boek Johannes 1, vanaf vers 1. Dan stap jy deur die hele gedeelte van Johannes 1. In die begin was die woord en die woord was by Jahwe. Gaan met hom deur. Maak jou eie aantekeninge, want ons gaan deur daai hele hoofstuk stap van ander week af. En dis waar alles vir jy net so gaan oopval. Nou ja, ons het 'n week van seker van die diepste studies gehad, wat ek nog met u bedien het. En ek glo dat Jahwe wil hê dat ons as Jahwiste geestelik volwasse moet word, om by die vaste spys uit te kom. Deel die woord met ander, kom ons wees die beste Jahwiste wat ons kan wees, ons vertoon die vrugte van die Ruach HaKodesh. As dit Vader se wil is, tot volgende maandag. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.